Ja, sy, baie hartlike goeiemôre op hierdie 31ste Desember 2023. En kan jy glo, dit is al die einde van hierdie jaar. En terwyl ek vanmôre voorberei, toe kom daar so 'n gedagte by my op dat dit was nie baie lank terug dat ek gedink het dat 2023 gaan so lang jaar wees en ons beplan rondom baie dinge en ons het nooit geweet dat die plan van die Here heeltemal aan gaan draai nie. En soos jy kan sien is ons by ons nuwe tuiste waar ons verhuis het in Pretoria en al die lof en al die eer kom aan die Here toe. Maar vanmôre wil ek aan die Here al die lof en al die eer gee ook vir dit dat u vanmôre saam met ons ingeskakel is en dat u vanmôre saam met ons luister na hierdie laaste boodskap vir hierdie jaar 2023 vanuit Profound Ministries se Facebook page. En ek glo en vertrou dat die volgende jaar wat voorlê baie goeie jaar sal wees en dat ons hom net meer en meer saam die Here sal dien, meer saam dinge vir die Here sal doen en dat ons hom net 'n goeie jaar sal hê. En ons almal het maar vir nuwejaarsvoorneme en ek hoop dit goeie jaarsvoorneme, maar my gebed is dat die Here u ryklik sal seën en dat die Here met u sal wees. Nou ja, as u nou vir hierdie jaar wat verby is nie 'n goeie jaar gehad het nie, dan is ons gebed dat die Here vir u werklik waardeur sal ook maak. Ek weet in hierdie jaar wat verby is, ons baie dinge saam deurgegaan. Mense het deur baie diep waters gegaan en baie mense het dit meer goed gegaan, maar nietemin hierdie jaar het dan so tussen op sy einde. En die Here het vir my 'n spesifieke woord gegee wat ek die ander dag het ek geluister na iemand op sosiale media en hierdie woord het in my hart wakker geword. Ek voel vanmôre ek wil dit met u deel so aan die laaste snikke, as ek dit nou maar so kan sê, van 2023. Nou daar waar u is, sê amen en halleluja en preek sommer lekker saam met ons in hierdie oggend en laat die mense weet dat ek en jy is kinders van die Here. En net voor ek verder gaan, wil ek dit ook maar net noem dat ek het al dit soveel keer gesê en ek wil dit vanmôre weer 'n keer sê. Ons kan net so baie keer sê ons is kinders van die Here, maar dis deur ons handel en ons wandel wat ons die verskil sien in mense se lewens. Ek wil vanmôre u daardie uitdaging gee by die laaste dag, maar ook in die nuwe jaar wat voorlê, dat u handel en u wandel die getuienis sal wees van die kind van God wat u en ek is. En mag die Here u seën en mag die Here met u wees. En voor ons gaan begin, kom ons sluit net die oë daar waar hy is en ons bid saam. Hemelvader, dankie vir môre Here vir 'n voorreg wat ons het om weer Here op so kort tyd op hierdie Sondagmôre, die 31ste Desember 2023 net weer saam kan vergader in die naam van die Here en die naam groot te maak. Here, dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om hierdie live Facebook blad te kan wees, hierdie platform te kan wees om die evangelie van Christus te verkondig. My gebed is vanmôre, Here, dat elkeen wat ingeskakel is en waar hulle ook hierdie boodskap sal uitstuur, wat elkeen geraak sal wees deur hierdie boodskap, en elkeen dit 'n rema woord in hulle harte sal maak, Here, dat dit 'n lewendige woord sal wees en Here, dat u diepe mense se harte sal werk. Dankie vanmôre, Here, vir die voorreg. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Ons gee al die lof en al die eer aan. En bid vanmôre, Here, dat ek niks meer of niks minder sal sê behalwe dit wat u op my hart gelê het nie. En ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Prys die naam van die Here. Nou ja, as u Bybel saam met u het, kan u sommer dadelik blaai na die tweede boek van Konings hoofstuk 5. Die tweede boek van Konings hoofstuk 5. En ek het daar die Engelse opgesit, don't stop at 6. Or don't stop at the number 6. Or don't stop at 6. En ek wil vir dit sommer in Afrikaans ook vanmôre sê, dat moenie stop by 6 nie. Dis die opskrif vanmôre en ek wil hê jy moet luister na wat die Gees van God vir my en vir u wil sê vanmôre deur dit. En ek weet sommer vanmôre gaan dit 'n impak op iemand se lewe maak en mag die Here net met u wees. Is almal daar vanmôre? Twee Konings hoofstuk 5 vanaf vers 8 gaan ons saam lees. En verskoon ons as 'n bietjie lank lees, maar hoor mooi wat sê die woord van die Here. Hy sê, maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, laat hy die koning weet, waarom skeur u klere? Laat hom na my toe kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou.
Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman, luister baie mooi wat sê die woord van die Here, maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hoor baie mooi, Naaman het gedink oor hierdie storie. Hy sê, maar Naaman baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my toe uitkom, dis die profeet van die Here, en staan en op die naam van die Here sy God aanroep, en sy hand oor die plek heen en weer beweeg, en die melaatsheid wegneem. Dit gaan my plek van kry, en melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Ek wil vanmôre vir 'n paar oomblikke stil staan en vir u sê, moenie stop by 6 nie, moenie stop by 5 nie, moenie stop by 4 of wat ook al wat weeg maar hoor mooi wat die woord van die Here sê. Nou, Naaman was 'n leerowerste van 'n ander land gewees, hy was 'n bekende man gewees, hy was 'n baasvegter gewees, en hy al hierdie dinge, soos die Engelsman sê, ge-achieve in sy lewe. Hy was 'n gesiene man gewees. Maar Naaman het melaats gekry. Naaman moes wegbeweeg van sy mense af. En die koning van Aram, as ek nou net gou vanaf dit reg kan kyk, en net seker maak ek het die regte naam hierso. Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, ja. En die koning van Aram het 'n brief aan die koning van Israel geskryf en vir hom gevra, kan jy hierdie owerste van my, hierdie baasvegter, hierdie voorman, as ek so kan sê, kan jy hom genees? En toe die brief by die koning van Israel kom, en die koning van Israel hierdie brief lees, soos hy omgekrap gewees, en hy skeer sy klere, en hy word kwaad oor hierdie storie, en hy sê, wat dink hierdie koning van Aram is ek dan 'n God, dat ek hierdie man kan genees? Of is hy besig om in 'n lokval weer in te bring, omdat daar gevegte was tussen Israel en tussen Aram en al die mense gewees? Maar die profeet Elisa van die Here, die man van God, hoor baie mooi, die man van God, hoor van hierdie storie. Hy hoor hoe die koning sy klere geskeer en ongesteld was of ongekrap was oor hierdie storie. En dat weet die koning, vra van waarom skeer jy jou klere af? Waarom is jy so benoud? Waarom raak jy so kwaad? En die koning van Israel vertel toe vir Elisa wat gebeur. En Elisa sê vir hom dat laat Naaman na my toe kom en hy sal weet dat Israel het 'n God wat kan genees. En Naaman, hierdie hoofman oor 100 en hy gaan stop reg voor Elisa se huis. En Elisa kom nie uit nie. Elisa stuur 'n boodskapper uit na Naaman toe en sê vir hom, gaan was jouself in die Jordaanrivier. Nou die Jordaanrivier, as jy dit ken, was nie 'n rivier wat baie skoon waters was. Dit was maar vuil water gewees en Naaman wip hom vir Elisa. Hy sê, durf hierdie man van my sê, ek moet my nou self in die Jordaan gaan was, hierdie vuil water gaan was. Weet hy ooit wie dit is? Weet hy van waar af het kom? En baie maal is ek en jy ook dieselfde vanmôre, maar gaan nou daarby uitkom. En hy sê maar, daar's ander riviere wat skoon riviere is, wat dalk beter kans was om myself te gaan was. Maar nou wil ek in hierdie vuil water myself gaan was en self gaan skoonmaak. En die diensknegte van Naaman kom by hom, sê my Heer, as die profeet, as die man van God vir jou gesê, jy moet iets groters gaan doen, sou hy dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer vir die klein goedjies wat hy vir jou sê. Dit is daar waar ek vir 'n oomblik by wil stil staan, is die klein goedjies wat ons baie meer
En die Here kom en hy praat met my oor hierdie gedeelte, en ek luister na die boodskap, en ek luister na wat die woord van die Here sê, en is asof die Gees van God met my ook praat, en sê, moenie moed opgee, moenie stop by nommer 6 nie. Die woord van die Here sê duidelik, dat die profeet Elisa sê van Naaman, gaan na die Jordaanrivier toe, en gaan was jouself 7 maal. Luister baie mooi, 7 maal in die Jordaanrivier. 7 is die letter of die nommer van God, die volmaaktheid van God, 7. Naaman gaan in die rivier en kan jy jouself indink, as Naaman dalk 1 keer homself gewas het in die rivier, en uitgestap het, gesê, nee, hierdie water is heeltemal te koud. Hierdie water is te vuil, ek gaan nie verder myself so verneder, om binne hierdie rivier myself te was nie. Naaman gaan vir 'n tweede keer in die water, en vir 'n derde keer, en vir 'n vierde keer, en nergens in die woord van die Here in hierdie geleesde gedeelte sien ek, na die 4de keer, of na die 5de keer, het Naaman teruggekeer, en gesê, nee, dit werk nie. Nou, ek dink myself, as ek myself so 'n siekte moes gehad het, ek dink aan myself, as daar mense vandag is, wat daar met kanker sit, of mense met een of ander dramatische siekte sit, en die dokter moet vir jou gaan sê, gaan na Loskopdam toe, of gaan na een of ander rivier toe, of gaan na een of ander dam toe, en gewas jy net in die dam, jy sal gesond word. Dis belaglik. Ek en jy sal dit nie doen. Ek en jy sal nie na 'n dam of na 'n rivier toe gaan. Maar Naaman vat 'n kans op die Here. Hy vat 'n kans op die woord van die man van God. En hy gaan vir 'n 5de keer. En hy gaan vir 'n 6de keer. En kan jy jouself indink, as hy vir die 6de keer uit die water uitgekom en sê, nee, dit is nou genoeg. Dit is nou heeltemal genoeg, ek het nou klaar myself gewas, ek gaan my nie self verneder nie. Maar hy het nie klaar gekry, hy het nie klaar gemaak met dit nie. Naaman sê die woord van die Here, het homself 7 keer in hierdie Jordaanrivier gewas. En die woord van God sê, en toe hy die 7de keer opkom, was hy genees, sy hele vel en sy hele liggaam was genees van hierdie melaatsheid. Pastoor Martin, wat wil jy vanmôre vir ons sê op hierdie 31 Desember 2023? Die jaar 2023 was 'n jaar wat baie dinge gebeur het. Daar het oorloë in ander lande gebeur, daar is steeds oorloë wat aangaan, daar het soveel dinge gebeur, dalk in my lewe en dalk in jou lewe, en die Here praat met ons. Hoeveel Sondag vir Sondag het ons op hierdie livestream waar jy nou op kyk, gekyk en die woord van die Here gehoor, hoeveel keer jy in 'n gemeente gesit en geluister na die woord van die Here, sê, ja, die Here praat met my, en die Here sê ek moet dinge gaan doen, maar hoeveel keer het jy dit gaan doen? Hoeveel keer het jy aangehou bid oor 'n saak, totdat die Here lig laat deurkom? Hoeveel keer het jy aangehou, of het ek en jy maar hier by nommer 2, of nommer 3 opgaan sê, nee, die Here hoor my nie. Die Here wil nie antwoord nie. Daar's nie uitkomkans nie. Ek het die oggend 'n boodskappe uitgestuur op ons voice note of voice notes of stemboodskappe. Elke oggend dat mense terugvoering gegee op hierdie stemboodskap, hoe die Here met hulle gepraat het, en wat hierdie stemboodskap was so vir hulle gewees, en ander kere was dit maar net stil gewees. Hoeveel maal het jy die Bybel uitgelees hierdie jaar? Hoeveel maal het jy op God bly vertrou vir 'n uitkoms? Hoeveel maal het jy God bly vertrou vir genesing vir jou siekte of jou geestelike toestand waar jy is? Of het jy maar by nommer 5 of nommer 6 moet opgegee sê, nee, die Here hoor my nie. Dis te vergeefs. Dit help nie, ek hou aan en aan, want die Here hoor my nie. Of het jy dalk besluit soos Naaman, ongeag die omstandighede, ongeag die toestand waarin jy jouself bevind, ongeag die bevel van God, wat ek moet doen, verstaan ons dit nie altyd nie. Al lyk dit anders nie. Ek weet in hierdie jaar, voor ons wegbeweeg het van ons ou tuiste af, het ons oor hierdie saak bepeins en gebid, ek en my vrou, en ons het gewonder, is dit die regte besluit om te maak? Moet ons gaan of moet ons nie gaan? Soveel mense het die vraag gevra, pastoor, maak jy die regte keuse? Het jy dit reg met die Here gehoor? En as we daai keuse gemaak het en op God vertrou het. En ja, of dit die regte keuse was, sal ons dit in die nuwe jaar sien. Maar ek glo my hele hart en siel, dat die Here sal
vir ons uitkoms gee. Ek weet die Here het 'n plan met hierdie skryf. Maar vanmôre gaan dit nie oor my nie, maar vanmôre gaan dit oor ek en jy vanoggend, wat in hierdie jaar wat verby is, 2023, besluite moes maak, aangehou bid het. Daar die koortjie wat sê, lees op Bybel en bid elke dag, en jy sal groei. Hoeveel maal het ons aangehou bid, aangehou lees, aangehou vertrou op die Here, en gewag op daai antwoord van God, daai deurbraak van God. Want jy sien, sou Naaman een keer ingegaan het en uitgeklim het, sou hy nie genees geword het. Sou Naaman 'n derde keer en 'n vierde keer dalk uitgeklim het, sou hy nie genees geword het. Maar toe hy die 7de keer homself in hierdie vuil water van die Jordaanrivier indompel en uitkom op woord van die man van God. Met ander woorde op die woord van God. Want Elisa was 'n man van God gewees. Elisa was 'n man wat by God gehoor het. Elisa het geweet hoe werk die Here. En baie maal verstaan ek en jy nie hoe die Here werk. Baie maal wil ons nie hoor wat God vir ons wil sê, net al buitekant, soos ons in hakies sê, ons comfort zone. Dit is dalk nie elke dag wat ons wil hoor nie, want jy sien ons denke, is dat die Here moet nou genees. Ons het gedink, dat wanneer ons op ons knieë val, God dadelik 'n antwoord gaan gee. Ons het gedink, die Here gaan voorsien met finansies. Ons het gedink, die Here gaan dadelik genees. Ons het gedink, die Here gaan my man genees, my vrou genees, my kinders genees. Ons het gedink, die dokter gaan medikasie kan hê, om my gesond te maak. Ons het gedink, die bankbestuurder is die antwoord. Ons het gedink, die pastoor is die antwoord. Ons het gedink, die kerk van die dag is die antwoord. Want is dit nie dit wat ons raadpleeg nie? Die pastoor of die kerk of die bankbestuurder of dalk jou bestuurder by die werk of jou werksvernote of wat ook al die geval mag wees. Sê ek en jy dink anders as die Here. Maar die Here vat Naaman uit sy comfort zone uit. Hy vat hom weg uit sy land uit na 'n ander land toe, na Israel toe. En by Israel het Naaman gedink dat hierdie profeet, hierdie man van God, gaan uitkom na hom toe. En hy gaan die God van die hemel aanroep. En oor hom waai, waar hy siek is, en hy sal gesond word, want hy is Naaman. Jy sien daar die eie ek wat uitgebeeld was. En Elisa stuur nou 'n boodskappertjie uit en sê, gaan was jouself in Jordaan. En Naaman vererg hom, en hy word kwaad in sy binneste, en hy verstaan nie hierdie goeders nie, want hoe werk hierdie God van Israel? Maar ek dink vanmôre, en ek weet nie wat ek moet sê nie, maar ek dink vanmôre, het God nie nodig om homself te verduidelik aan my en jy. God het nie nodig om hom te verduidelik oor 23 wat verby is nie, 2023. God het nie nodig om homself te verduidelik aan die toekoms wat voor lê nie. As daar nog 'n lang toekoms is hier op die aarde soos wat dit is. Ag, in sosiale media kan ons net sien, ek dink vanmôre weer aan, dat ek die woord van die Here lees, en ek deur die sosiale media gaan, en so 'n paar dinge kyk, is daar so baie mense, sê so baie dinge oor die Bybel deesdae, het jy dit opgelet? Soveel gestryery oor die Bybel. Soveel dinge wat gesê word, wat die Bybel sê, wat nie eens waar is nie. Soveel valse profete, wat die woord gebruik, as hulle background, of as hulle grondslag, of wat ook al jy dit noem, wat nie die waarheid is nie. Want die kerk het gedink. En ek wil dit baie mooi weer sê. En ek hoop daar's predikers wat ook daarna luister, en nie dat ek die perfekte prediker is nie, maar ek wil dit vanmôre sê, die kerk het partykeer gedink, hulle is dit. Maar nie aggeslaan op die woord van God nie. Die kerk wou dit doen. Die prediker van die dag wou dit doen, maar God het 'n ander plan gehad, en hoeveel van ek en jy, en van die predikers wat daar buite is, het hulle self gewip in die kerk. Want die woord van God het op daardie stadium nie vir hulle sin gemaak. En ek en jy sit vanmôre en ons luister na hierdie boodskap en ons dink, wat is die Here mee besig?
Ek het gedink aan die einde van hierdie jaar. En ek sê nie ek, Pastoor Martin, maar bedoel, ek en jy het gedink aan die einde van hierdie jaar, sal dit so wees, of sal dit so wees. Maar God het 'n ander plan gehad. God het 'n ander woord gehad. God het gesê, vertrou op my. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan tot die Vader gaan behalwe deur Jesus Christus nie. Gister raak en 'n vriend en ons gesels oor 'n paar dinge en ons praat oor die kruisiging en ons praat oor Jesus Christus en wie God vir ons is en wat God vir ons is. En 'n gedagte kom by my op, is dat Jesus Christus, die Seun van God, God die Vader en God die Heilige Gees, die drie-enige God, het 'n saadjie geskep wat geplant was om 'n boom te groei. En daardie boom was gebruik om 'n kruis te maak, waarin God self sy seun gestuur het, sy enigste seun, vir my en vir jou oortredinge. En terwyl ons oor die dinge praat, kom dit by my op dat Jesus Christus het homself aan sy skepping vasgeslaan as 'n losprys vir my en vir jou. Nie wat ek en jy in gedagte gehad het nie. Nie wat die kerk van die dag of van daardie tyd in gedagte gehad het nie. Want die werk van die kerk was eintlik om te gaan vertel dat Jesus red nog en genees nog en doop nog met sy gees, maar intussen dat die kerk homself verryk uit hierdie wêreld uit. En die evangelie van Christus is skade gelei. Terwyl ons so gesels, sê ek vir hierdie vriend van my, weet jy wat? Dat Jesus Christus het homself aan sy skepping vasgeslaan. En het tref my dat ek, wat Pastoor Martin is ook 'n skepping van God. En terwille van my het homself aan my vasgeslaan in by wyse van Spreuke. En hy het vir my die prys betaal wat ek moes betaal. Jy sien, die prentjie het jou bietjie verander. Van God se idee, God se plan, God se volmaakte plan vir my en vir jou, is nie dit wat ek en jy dink nie. Naaman het gedink, maar die woord van God het anderster besluit. En ek wil vanmôre u bemoedig met hierdie woorde aan einde van hierdie 2023 jaar. Terwyl mense fees vier, terwyl mense planne maak om dalk by vriende te gaan kuier of familie of dalk vakansie te wees of wat dit mag wees. En dalk is daar van u wat dalk later na eers luister, maar wat dalk vanmôre in 'n kerk was, in 'n gemeente was, en om te hoor wat die woord van God sê. Of dalk luister jy vanmôre en jy vra, Here, is daar 'n weg vir my in die nuwe jaar wat voor lê? God sê, moenie stop by 6. Want jy sien 6